miljoene mense gepraat het. Hy weet hoe dit werk. Maar kom net daar waar hy sit, kom ons steek 'n hand uit vir hom bloei. Dan gaan ons eers vir hom bid, voor ons vir hom oorgee vanmôre. Here, baie dankie dat ek vanmôre my hand so op hom bloei kan lê. Heilige Gees, kom vul hom vanmôre. Kom wees hierdie spreker. Gebruik hom net, Here, om die woord oor te dra. Maak hom nou rustig, maak hom kalm. In Jesus naam. Amen. 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 As ek oom, geniet op. Ek sukkel soos Marilla nou die dag sukkel ek. Om nou net Om al hierdie goedjies aan te sit nie. Ja. Nee. En dan as ek wat op die lig. Nee. Nog nie. Kom. As hy die gitaar weggedraai. Okay. Goeiemôre gemeente, vir van julle wat my nie ken nie. My naam is Louis Louis. En ja, soos pastoor sê, ingevoer daarvan Rob Ferreira af. Eintlik gebore in Bloemfontein, Kimberley, bevordering gekry, toe Johannesburg toe bevordering gekry en daar het ek vir 40 jaar gesloom en gesweet. En nou is ons hier in die paradys voor ons na die ewige paradys te gaan. Klein paradys Rob Ferreira. Ons is die Here dankbaar dat hy ons hier gebring het. Ek is 69 jaar oud en ek wil vanmôre vir julle net sê, die opskrif van my hele tema is God se genade is oneindig groot. Nou hierdie is nou net 'n kort getuienis gewees. Dan lyk my pastoor Dirk doen alles, hy's ook soos ek, ons doen alles in die oortreffende trap, jy weet, so wat 'n kort getuienis sou gewees het ons in die Louis het nou een week verskoning gemaak. Het nou meer tyd gehad om voor te berei. Kom ons sit meer vleis om en vleis om. Ja, op die einde van die dag gaan dit omtrent 'n halfuur vat as ek hom vinnig deurlees. En ek het gister daar by die rivier gaan sit en mediteer, dit was so lekker geweest. En toe gaan vertel ek die ding soos 'n storie, my getuienis soos 'n storie, en ek gaan nogal lekker stories vertel as ek moet. En toe kom ek by 55 minute uit, pastoor, dus ek het nog nie eens vir jou gesê nie. Maar ek gaan probeer shorthand praat vanmôre. Ek weet nie of ek gaan regkry nie, maar ek gaan al moet ek 'n bietjie hier en daar skiep. Maar stop my, as ek julle beveel, of as ek beveel praat, asseblief, stop my. Pastoor, ja, ek wil net vir julle baie dankie sê vir die geleentheid. This is long overdue. Die Here praat al so lank al met my. En vir my te sê, Louis, voor hier staan op en gaan gee jou getuienis. En ek het hoeveel keer wat ek my getuienis wou bring, het ek gesê, boys, ek is jammer, ek kan dit nie doen nie, ek gaan jou die hele dag besig. So hierdie is 'n opsomming, daar's nog baie ander goed wat gebeur het. En dit gaan vir julle miskien soos 'n sprokiesverhaal klink wat ek tyd in die goed wat ek sê vanmôre. En julle gaan miskien nie alles glo wat ek sê nie. Maar glo vir my, dit het met my gebeur. En ek hoop regtig van, al kan ek net een persoon se lewe vanmôre daardeur aanraak. Daar's baie mense wat miskien met my sal relate, daar's baie mense wat dalk deur dieselfde ding gegaan het as wat ek gegaan het. En julle weet hoe moeilik dit is. As ons oor goed praat soos alkoholisme en depressie en selfmoord, you name it, I've been there. En as ek emosioneel raak vanmôre, verskoon my. Want dit is, wat julle hier sien staan, is net God se genade. Ek moes nie vanmôre hier staan. Ek moes al op 3-jarige ouderdom dood gewees het. So ek gaan so vinnig net dan begin, ek gaan dit so kragtig as moontlik probeer hou. En voordat ek dan nou begin met my getuienis, wil ek net vra of ons oorsluit asseblief net nog een keer. Ons Hemelse Vader, Here, ons sê vir U baie dankie dat ek vanmôre hier kan staan, Here, my getuienis met hierdie gemeente kan deel, Here. Heilige Gees van God, ek vra dat U vaardig raak in my, en dat U die woorde in my mond sal lê, soos wat U dit wil hê, dit moet by die gemeente uitkom, en dat U elke broer en suster se hart daardeur sal aanraak,
En Vader, dat die vraag miskien uitgedra kan word. En dat dit is nie Louis Fourie wat vanmôre hier staan, Here. Dit is tot eer en verheerliking van U Almagtige naam. Dat hierdie getuienis uitgedra word. En ek hoop regtig waar dit val op vrugbare grond, dat die saad sal kiem en dat dit sal groei. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Okay, soos ek sê, wat ek vanmôre hier staan is net genade, jy weet. En ek was 'n paar keer in my lewe al dood gewees. Partykeer nader aan die dood, partykeer amper dood en partykeer daarom so 'n bietjie verder. Maar ek het net so vinnig vertel, ek het so 21 episodes deur my lewe gehad. Waar dinge baie skeef kon geloop het en ek nie vanmôre hier sou kon verstaan het. So ek wil graag basies begin wat ek graag net wil noem is dat ek was in Sabie, ek was 7 jaar oud en ons was in die AGS gewees en ons was op 'n Pinksterkamp gewees in Germiston en daar het ek my hart vir die eerste keer vir die Here gegee. Ons daar wedergebore en daarna het ek die Here begin dien. Toe die lewe baie draaie met my geloop. Julle almal weet hoe waar ons af, julle weet almal hoe kom beklei die vyand met 'n ou as hy 'n siel verloor het. En ek kan vir julle regtig sê hy het sy beste getraai. Om my in die hande te kry, maar afpad nie so. Ons dien 'n groot en almagtige God. Amen. En ek sê vir julle vanmôre, as jou geloof en jou oë soos ek laas Sondag gesê het, op die vuurbal, op God is, op die Heilige Gees is, sal geen onheil jou tref. Jy moet dit net glo en dit sal gebeur. En partykeer is ons miskien nie op die regte plek nie, maar die Here nog steeds vir ons 'n doel met ons lewe. En ek is baie vinnig besig om met die doel van my lewe uit te kom. Ek sal altyd daaroor praat, ek sal altyd nie vandag daaroor kans kry om te praat nie, maar ek gaan 'n boek skryf oor my hele lewe. Autobiografie en dit kan dalk 'n jaar of 2 vat voordat dit op die rakke gaan wees. En ek wil dit is my roeping, dis wat die Heilige Gees op my hart gelê het om te doen. En hoe meer siele ons daar, hoe meer siele ons vir die Here kan wen, hoe beter. En ek dink ons is almal skuldig daar. Al ek praat van myself. Hoeveel mense het ons regtig al na die Here toe gelei? Net op straat gaan staan en net 'n getuienis met 'n ou gedeel en gesê hoor hierso. Jo, ek sien jy is besig om die heroïne te spuit of jy is besig om dit te doen of dat te doen. Net jou hand om te sit en om te bid en sê Here, asseblief vir jou verlos hierdie jong man en lei hom na die Here toe. Wat ook al die geval, ons kry baie tyd om dit te doen. So ek wil graag daar op die plaas begin. Ek was 3 jaar oud, of net so voor my 3de verjaarsdag toe my pa oorlede. En hy het ons 'n plaasie gekoop. Daar tussen Gryningstad en Standerton. En dis seker net so 'n paar maande voordat hy oorlede is, het hulle aan 'n trekker gewerk, en daar het 'n botteltjie met kragparafin gestaan, en 'n Sparetta botteltjie. En ek het gedink dis creamsoda. Dit was groen. Ek weet nie hoe kan 'n kind tot 3-jarige ouderdom dink Sparetta is groen, Sparetta creamsoda. Dis groen. En ek het die bottel weggeslaan. My pa het dit nie gesien nie, hulle het my later in die waanhuis gekry, waar ek gelê en braak het, en hulle moes Standerton toe met my jag, wat omtrent 70 km ver was, op my maag daar uitgepomp, en die dokters het my deurgetrek. Dit is die eerste ding waarvan ek kan onthou. Dan die tweede keer, of die tweede voorval, ek het 'n pekanien op die plaas gehad, sy naam was Mona Moel gewees. Dat ek nooit vergeet het. Die ouetjie was maar 2 jaar, seker, ek wonder of hy 2 jaar ouer as ek was.
En ons het altyd, daar onder by die Spruit gaan speel, en daar was 'n fontein gewees. En die fontein was meer as 2 meter diep gewees. En ek het so op die kant van die fontein gaan sit, en ek kan daar was 'n klein visies in gewees, en ek wil na die visies kyk. Die volgende oomblik, toe kant die klip wat ek opgesit het, en ek skop eerste in die fontein. En met die Here se genade het daai 4-jarige bravo mannetjie my aan die voet gegryp, voordat ek gesink het, en hy het my uitgetrek. En hy het my opgedra huis toe, my longe was klaar vol water gewees. Ek het by die uittrekslag, het my kop seker maar baars gedraai, en ek meeste van die water uit my longe uitgekom, en toe ek bo by die huis kom, toes my ma, my suster se oë so groot. So ja, ek moes eintlik, as dit nie vir Mona Moel was nie, het ek daai dag in daai fontein ingedruk. Die volgende incident was ook op die plaas gewees. Soos julle weet, die grondpaaie is wat klaar geskraap het, en ons verskriklik baie grys langs die pad. En ek en my ma het gery. My pa is toe nou natuurlik nie meer op die plaas nie, hy is oorlede. Ons het nog so 'n paar jaar aangebly. En ons is daar na my tannie se plaas toe in die aand, en seker so 15 km daarvanaf. En daar was vreeslik baie grys langs die pad gewees. En dit was donker, kar se ligte was aan, die volgende oomblik te spring hardloop haar haas vir die kar. En my ma sê, nou, moet jy kyk die haasie, en sy swaai uit vir die haas, en sy tref die sandbal langs die kant, en sy broer beheer by die kar, en sy rol die kar. Het was 'n rooi oudpol rekord gewees. My ma het deur die venster, sy het uitgeval, en die kar het op sy dak te rande gekom. Nou daai paaie het nie baie karre nie, mense. En ek weet nie hoe lank het my ma gesukkel om my uit die kar uit te kry nie. En toe kom uiteindelik 'n plaasboer verby. Toe ek binne in die stuurwiel gespeke en goed het ek vasgehou. En kop onderste bo het ek daar in die kar gehaal. En hulle het met 'n groot gestoei het hulle my daar uitgekry, en ons is hospitaal toe, en ja, hier staan ek vandag. Ek kon uitgeval uit die kar van boor my gerol het. Jy weet, weer eens wys dit net vir jou hoe groot is die Here se genade, en dit was nie my tyd gewees om te gaan. So van die plaas se kant af wil ek aanbeweeg. Ek dink ek gaan die Bloemfontein voorval, gaan ek dalk net uitlos. Dit is, ek gaan net vinnig noem, ek moes 2 keer my oë daar verloor het, as gevolg van wetenskaplike eksperimente wat ek gedoen. Ek wil nie in die detail aangaan nie, dan gaan ek regtig maar uit hardloop. Maar die eerste keer was dit kaliumpermanganaat en ammoniumsulfaat mengsel wat in my gesig ontplof het. Die ander keer was met formalien in my oë. Want ek het alles wat beweeg het, wat diere was, ek met formalien ingespuit om hulle in my kamer op te hang. En julle ouers wat in die skool was, ek weet nie of julle dit nog doen, maar ons was baie stout gewees daai jare. Anyway, so, en ek het die formalien in inspuiting, daai borreltjies met die rubberkroppie probeer spuit, en ek het nooit 'n uitlaat vir hom gemaak nie. En toe die naald uittrek, toe spuit die formalien binne in my oog. Ek kan nie vir julle sê wat so ongelooflike pyn dit is nie, en ek het onder die badsekraan gaan lê, en alles met my hospitaal toe, en ja, ek het amper my linker oog verloor. Dit was ook net die Here se genade dat dit nie gebeur het nie. Die volgende ongeluk het gebeur toe ek in standaard 9 was. Nou, ons was nog steeds in Bloemfontein gewees, en toe ek na skool toe net buite van Bloemfontein, en ek het nou by 50cc motorfiets elke dag werk en terug skool toe en terug gery. En as jy nou terugkom, dan maak hy so lekker klawerdraai. En gaan lê nou plat in daai klawer. Ek het altyd gekyk hoe vandag kan ek daar deur gaan. En gaan plat lê in die klawerdraai, en besluit my ketting was op motorfiets ketting was 'n bietjie pap gewees. En hy slaap my sprokkers vas, en hy loop die hele agterwiel, ekskuus maar dat ek so Engels en Afrikaans ben. En toe gly die motorfiets se agterwiel, en die voorwiel gaan steek dood vas, en ek is hier oor die handvat, maar reg agter my,
was 'n groterige, dit was nie 'n tronk gewees nie, dit was 'n groterige bakkie gewees. Groot is die volbaai voors wat jy vandag kry. Ek kan nie presies onthou wat dit was nie, maar die ou is amper bo oor my. Hy het net betyds uitgeswaai en hy daar in die veld te land gekom. En hy het toe uitgespring en my gehelp en ek het vir weke met verbande op het nie geloop en daar het my kniepop uitgesteek. Daar was nie meer vleis aan gewees nie. Maar daar ook kon net soveel bo oor my gery het en dan was ek ook daar weer. So weer eens het die engele van die Here my bewaar daai dag. Die volgende voorval het gebeur toe ek 24 jaar oud was, toe ons in Kimberley gebly het. So daar het ons baie motorfiets gery, ons het ons kinders skool toe gevat en so aan, en ek is nou nie skaam om dit te sê nie, ek was lief vir my bier gewees, en ek het die Saterdag het ek Halfiepark toe, ek weet nie of hy nog steeds bestaan nie, ek glo my vrou sal sê, sy hoop hy lank al afgebrand. Maar ja, soos ek Halfiepark toe, en ek daar 'n paar biere gedrink, en ek het teruggekom, en waar ek by die stopstraat gestop het, maak die ding so halwe slipway, in 'n dienspad in, en ander vriende van my, en ek weet nie of die twee goed nog daar is nie, daar was 2 inrypaks, die enigste 2 ek dink in die suidelike half, waar jy letterlik soos in 'n draaiwiel kan inry, en dan bestel jy jou drank, en jy sit dit en drink het in jou kar in, en maak nie saak hoe dronk jy is, en jy ry daar uit, en die anders het lekker gekuier, en soos wat ek in die Klaverdraai probeer ingaan het, hulle probeer in daai slipway, en die volgende oomblik te sien hulle maar hier staan ek, en die ou net sy stuurwiel gepluk, en die Cortina is seker so ver van my voorwiel afgepaai, en hy is seker 100 meters verder as hy deur 'n ou se prekaarsmuur, en is 'n Engelsman gewees, hy het agterna by my gekom en sê, you know what, if I knew I was going to have this amount of damage to my car, I would have rather hit you. En so dit was net God se genade gewees dat hy my nie getref het nie, anders as my vrou in daai stadium was hy 'n weduwee gewees en my kindertjies was, ek dink 4 en 6 jaar oud gewees. So amazing hoe die Here beweeg en hoe hy sê engele stuur om ons te doel te bewaar. Nou wil ek begin praat oor myself voortkomings. Van Kimberley af het ons rand toe verhuis. Toe het ek daar bevordering gekry as 'n senior ouditeur. En ek het begin weer kom swat en ek het later in hulle tesourie afdeling beland. En ek het ongelooflik baie stres. En een Saterdagoggend net nadat ons op die vorige aand 'n Hengse party gehad het, ons het nie geweet wat dit is. Ek voel ek kry 'n hartaanval. En my vrou is op my hospitaal toe en hulle het my op al die masjiene en al die toetse en alles gesit om en agter, maar ek het eintlik net 'n panic attack gehad, of 'n burn-out gehad. En daarvan was ek net nooit weer dieselfde nie vir baie jare. Baie jare gevat om my te genees. Ek het begin psigiatriese middels drink. Ek het verskriklik baie begin alkohol gebruik. En die twee goed gekombineer is verskrik. En ek kon naderhand, ek het agorafobies geraak. Dis die mediese term daarvan is agorafobia. En soos ek sê, hierdie goed sal miskien vir julle klink soos 'n sprokiesverhaal. Maar ek kon nie by my hek voor uitry. As ek regs draai, dan moet ek omdraai. Want dan begin ek te bewe. Dan is ek so bang dat ek kan nie in die spare gaan rondloop. Daar hardloop ek uit en sê vir my vrou, hoor jy asseblief, kom ons gaan net huis. En ek kon dit naderhand net nie meer hanteer. Ek kan nie terug gaan werk nie. Ek het 'n familie om voor te sorg. Wat maak ek? En ek het net moed opgegee op die lewe. En ek het eendag ook 'n bottel whisky uitgedrink. En ek het tou gevat en ek is af na die parkie toe. En ek het myself gaan ophang. En ek kan onthou die tou om my nek gehad. Ek het nog op die movies, die cowboy movies, het ek altyd gekyk hoe daai tou so
'n knoop gemaak, jy weet, hy was so lekker omgedraai en wat. En ek het gekyk vir 'n lekker balk en ek het hom daar opgehang. En ek kan dit nie verklaar nie. Ek het myself nie gehang nie. Toe ek weer myself kry, toes ek terug by die huis. I've got no explanation, en ek bedoel dit as ek het sê. Die tweede keer, is my vrou ergens heen gegaan, en sy het toe vir my seun, hy was seker in standaard 8, arme kind. Sê, kom kyk net na jou pa. Ek moet vanaand ergens heen gaan. En hy sit in TV kyk, ek het die kamerdeur toe gesluit, weer 'n paar whiskies gedrink, klop swak hulle en goed gedrink, en ek is in die bad in, en ek het my polse al 2 afgesluit. Ek is nou lê ek in die bad, ek is nou reg om te gaan. Wonder bo wonder, en daai kind het natuurlik afgekom, maar my pa bad nou bietjie lank. En deur afgeskop, hospitaal toe gejaag, en seker gekry, en ja, hier staan die resultaat vandag. Ek kan vir julle die letsels nog wys, as julle van naby af kom kyk, so julle hulle sien. Kijk, soos ek sê, mense sê, dit klink soos 'n sprokiesverhaal. Die derde poging, ek sê, okay, hier by die huis werk het, nou ry ek uit na my suster se plaas. Hulle is daar naby Stoffberg. Hulle het so 'n klein riviertjie gehad, en ek het net 'n .22, dis die swaarste kaliber geweer wat ek het. En ek vat die .22, en ek is hier af rivier toe. Ek gaan myself nou skiet. Maar ek moet by die rivier wees, want ek is bang die .22 kaliber is nie sterk genoeg om my dood te maak. Ek het al baie keer gehoor, jy skiet nie ou met 'n .22 nie, maar jy gaan hom net kwaad. So, en ek het nie eens dat jy uitspesial gehad, jy weet, of enige iets beter gehad, nie, so ek is met die .22 af rivier toe, dan gaan klim ek in die rivier in, dan net my kop uitskiet. En ek bid vir die Here en ek sê, Here, vergewe my vir wat ek nou gaan doen. Ek sê, nou, dat ek net asseblief hoe by U uitkom, want ek, as hierdie helemaal nie hanteer nie. En ek maak my oë oop, en daar kom sit 'n blou aap, seker 50 meter van my af in die oorkant van die rivier, dis 'n baie smal riviertjie gewees. En ek haat die blou aap, tot vandag toe. Want die goed maak net droog. Val as jy visvang, ja, ek sien hoe verwoes hulle 'n visvang kan, vir my. En ek sien die blou aap en sê, okay, dankie Here, ek gaan nou net eers nou hierdie blou aap klap, sodat ek myself kan. En ek steek die blou aap en dan val die blou aap. En ek haal die verseker, maar nou jy weet, ek staan so ver in die water. Nou is dit van so, haal die geweer oor, en toe ek die slot oopmaak, toe is daar nie nog patroon in die magasyn. Ek het die slot toegedruk, en water uitgedom, is opwoon toe huis toe. En ek het gesê, dankie Here. Toe kom ek tot my sinne, maar elke keer jy moet onthou, elke keer wat dit gebeur het, was ek vol pille en vol drank. Die laaste keer, het ek gesê, okay, hierdie keer gaan niks verkeerd. Die hele tyd toe die duiwel my nie los, ek kry nie genesing van hierdie depressie nie, ek kry nie genesing van alles wat met my gebeur. En ek sê vir myself, hierdie keer kan jy nie opsluk, en hierdie keer moet dit weg. En ek het so duiwelike toegang gery. Ek het 'n pyp met lekker die exhaustpap pas, seker gemaak ek kom mooi by die agtervenster, en ek het seker gemaak ek kry 'n behoorlike kussing wat hy behoorlik seël. Ek het 'n bottel whisky gevat, en ek dink ek was op daai stadium op Valiums gewees. Ek het 'n botteltjie met 30 of 60 Valiums, ek kan nie presies onthou nie. Ons het so 'n koppie daar naby ons gehad, net so oor kan die Jehovah getuies nogal. Ek weet nie of dit dalk getuies vir die Jehovah getuies moes gewees het, maar ek dink jy moet dit sien. Maar ek het op die koppie gaan staan, en ek het gebid, en ek het my vrou vertel en ek het gesê, kom aan,
En ek weet tot vandag toe nie hoe sy geweet waar dit is nie. Maar ek het die houspap in die exhaust, die pyp in die exhaust gaan sit, seker gemaak, ek het mooi geseël, al die vensters opgedraai, ek het die klomp Valiums in my keel afgegooi, en ek het 'n bottel skoon whisky so gesit en uitdrink. En toe ek nou voel, sjoes, okay, hier gaan, die start kikker. En ek kan onthou ek die central locking nog gedruk. Want ek wou nie gehad het iemand met my kom help nie, so letterlik die deure moes afgebreek om by my uit te kom. Toe my vrou hulle my kry, toe lê ek buite die kar, of nie buite die kar nie, toe lê ek halfpad uit die kar uit met my voete onder die pedale, met my kop onder op die grond, dwars gedraai, die kar het nog geidel, en al die pille en al die drank was uitgebraak gewees. Na hospitaal toe gejaag, en ek is daar deur. Hulle het my neergetrek in die hospitaal. So ek glo tot vandag, dit is 'n engel van die Here wat gekom het en daai kar se deur oop. Maar ek het geen ander verklaring daarvoor. So mense, God is groot en sy genade is groot en regtig waar, hoe sê hulle, al gaan jy voel jy gaan deur 'n dal van doodskaduwee, God is altyd met ons. Ons moet dit altyd onthou. Ekskuus, ek weet nie hoeveel tyd het ek oor die pastoor, maar ek gaan probeer vanaf maak. In die Kalahari, hier gaan ek net een geval, daar was 'n paar gevalle opgewees wat dinge redelijk skeef geloop het, maar ons het vir die eerste keer die fase krag gekry, ons het altyd generators en goeders gehad. En vir die eerste, ek ken die 3-fase krag nie, en na 2 weke toe die een van die DB-boards uitgeskop, of daar was net glad die krag op die plaas. Ons daai tyd het ons die multimeters of enigiets gehad. En ekskuus, ek het nou nie genoem nie, ons het 'n vennootskap met iemand gegaan in die Kalahari op 'n wildsplaas. Dis hoe ons daar beland. En ek het dus sommer my 'n toetslig gemaak van 'n elektriese bulb. En ek loop na die main DB-board toe. Die ou generator wat ons altyd gebruik het hier agter my gestaan. En ek het die 2 drade gevat, en wat ek gedink het neutral was, en live was al die tyd 2 lewendige drade. En toe ek daai 2 goed so druk, en toe ontplof daai gloeilamp, en ek doen 'n elektriese skop op. My arms was hier gebrand gewees, maar die ergste van alles is die skop, die elektriese skop was so groot gewees, maar gelukkig dat hy my teruggegooi het agtertoe. Ek het met my rug teen die generator geval, en toe my werkers by my kom, toe het ek net my bewussyn herwin. En toe ons later by die dokter gekom het, toe sê hy vir my, dit was jou redding gewees. As jy nie teen die generator beland het, toe die krag jou weggegooi het, daai slag het jou hart weer aan die klop gekry. En toe ek bykom, was my hart nog in fibrillasie gewees. Of amper in fibrillasie, hy was net uit fibrillasie. Ek kon nie my polsslag, ek was 'n medic in die army, en ek kon nie my polsslag meet. Die polsslag was hier by die 280. Hy het regtig tik so gegaan. En hulle het my dement toe gejaag, en my dokter daar het my gesê, "You got no idea how lucky you are." Jy moes dood gewees het. As dit nie vir die generator in die skop was nie, dan het hulle my daar opgetel. So weer eens, al die eer aan die Here dat hy my keer daai episode gevat het. Van die Kalahari af is ons terug na Kreersdorp, dinge het nie uitgewerk op die plaas nie. En daar het ek ook twee baie nou ontkomings gehad, toe ek het by Afri gewerk in Pretoria, en toe terugkom van die werk af, toe wil ek weer kwekery aanry. Op die dubbelpad, ek weet nie as jy wat daai pad ken, as hy so afsak van, as jy by Silverstar dan inry, Kreersdorp se kant toe, dan maak hy so skerp afdraande, en dan is daar 'n net regsdraai baan,
en hy net links draai baan as jy van bo af kom. En ek het hier gestop om by die kwekery in te gaan. En daar het 'n vrou met 'n groot volbaai vol sy en haar man, maar sy het bestuur, groot volbaai vol bakkie van bo af gekom. En hulle het met 'n enorme spoed gery. En ek dink haar man, ek dink tot vandag toe haar man sê, hoor jy moet hier afdraai. En sy blikkie stuurwiel ewe skielik. En toe sy sien, toe ek reg voor haar. En remme en alles, maar dit se vir help. Toe tree sy my kop op. En met die Here se genade het daai volbaai vol, ek het 'n klein bantam bakkie geraai. En hy nie oor die bantam se bonnet gegaan nie. Anderster sou ek hier vanaf niks kan gehad. En die airbag het uitgekom, en ek sal nooit vergeet nie toe ek bykom. Ek het 'n silwer ketting met 'n kruis gehad, 'n silwer kruis gehad met Jesus aan die kruis. Toe lê daai kruis, toe ek so afkyk, toe lê die kruis op my skoot. Kettingkie om my nek. Die kruis het van die slag afgeruk van my ketting. En hy het hier op my been kom lê. En ek het so afgekyk en die Here het net vir my gesê, dit is wat die bloed van Jesus vir jou doen. Dit is wat die bloed van Jesus vandag vir jou doen. En weer eens net al die lof en eer aan die Here. Ek dink ek was 'n dag nie in ons hospitaal gewees en toe sit uit. So 'n bietjie hoop les gehad. Maar ja, ek kon, as dinge daar verkeerd gegaan het, was ek ook nie meer daar gewees nie. Maar die volgende voorval het op my kwekery gebeur. Ek het 'n groot aantal kwekery gehad en ek het opgehou werk by F3. Ek het 'n kwekery gehad en dit was, ons het in 'n townhouse kompleks gebly en dit was reg langs die townhouse kompleks gewees. Daar het ek my tongel so goed opgesit totdat ek net so stelselmatig my kwekery kon aan die gang kry voordat ek toe nou bedank het by F3. En ek is laat die aand na vergadering is ek in die kwekery om te gaan werk, ek het wysligte ingehaal. En ek het vleis reg rondom die kwekery gegooi gehad. En ek was binne in die kwekery gewees en ek het net 'n gits gelaai oor aan die kant van die kwekery. En die eerste ding wat deur my kop gegaan het, is ek het 'n groot Great Dane gehad, 'n Shiba. Dit is seker maar Shiba wat vir my kom kry het. En ek het aangegaan met werk en die volgende oomblik hoor ek weer die gits. En voordat ek kan omdraai of loop om te gaan kyk, dan staan ek agter in die kwekery, maar hierdie kant is nie deur nie. Kom maar 2 bravos ingestorm van die voorkant af. En ou het 'n halwe baksteen. En hy laat baie met die halwe baksteen. En met die wat ek koes ek binne in die baksteen. En hy tref my net hierso, net bokant my slaap. En hulle het al 2 ysterpype by hulle gehad en hulle begin my te slaan. En ek skree natuurlik soos 'n maarvark en my buurman gelukkig het hy 2 boerboele. Hulle hoor my, hulle kom aangestorm, maar die een ou was adamant gewees, hy wou my doodgemaak het. En die laaste ou, ek sal dit nooit vergeet nie, die laaste ou, ek het die pyp so gesien kom en ek het net genoeg tyd gehad om hierdie linkerarm van my die hou met die linkerarm af te weer. Dat hy albei hierdie pype afslaan en hierdie arm hier so afhaal. So daai ou sou my tussen die oë getref het. Ekskuus party van julle voets miskien dalk jy oor die top vir julle, ek wil nie reduseer weer hulle hierna nodig. Maar ek moet dit so uitdruk. Dit is ek was in mediese, soos ek sê, in mediese nie geplan maar nie te veel nie. Maar ek het net geweet, as daai pyp my voor die kop getref het, was ek dood gewees. Ek het 2 ondersteker in my kop gekry en ek het 'n hematoom op die brein gehad. En was dit ook nie gewees dat my seun 'n neurologiese chirurg geken het nie. Het hulle nie agtergekom het die hematoom op die brein gehad het, dit was 'n ander wonderwerk gewees. En hulle kon die hematoom deur medikasie oplos en dis hoe ek daai voorval oorleef het. So, weer eens, God se genade is verskriklik. Daarna het ek 2 keer akute pankreatitis gekry, ek het weer begin drink. Toe ek na die kwekery en goeders glad nie goed gegaan nie, het ek weer begin drink
En ek het 2 keer met akute pankreatitis in die hospitaal beland. Die tweede keer het die suster vir my gesê, hoor hierso, jou pankreas is nou gaan. Jy het nie meer 'n pankreas oor. Die dokters het gesê, jy het basis nie meer 'n pankreas oor. Ek sal nooit vergeet nie, dit was in die nag gewees en ek het so 'n bietjie bygekom en ek het die nagsuster gesien staan. In die volgende oomblik toe word sy vir my soos 'n groot wit lig. Ek sien dit net so soos 'n heiling om haar. Maar daar waar sy gestaan het, staan Jesus. En hy staan vir my so en kyk. Ek sê van Here, ek is jammer. Ek is jammer, na al hierdie genade, na alles wat U vir my gedoen het. Ek vra net nog een kans. Asseblief, wat my gesê ek gaan doodgaan. Ek kan sien U kom my haal. Gee my net hierdie een kans. En toe ek bykom, staan die suster langs my bed, die nagsuster, en sy lees uit die Bybel. Ek kan nie onthou eers wat 'n vers of wat 'n gedeelte sy gelees het. Maar ek is 2 weke later, as ek uit daai hospitaal uit ontslaan, nadat hulle weer toetse en goed geneem het, toe bekeer my pankreas 0 results. Prys die Here daarvoor. Wonderwerke gebeur, mense, dit is ek dink op hierdie stadium net sê, ja, na dit alles het my vrou genoeg gehad, en sy het net gesê, weet wat, tot die toe, ek nie verder nie, ek is jammer, jy, sy het met die kinders gepraat, en hulle het my by Arrekriefe, by House Regeneration daar in Pretoria Noord, het hulle my ingesit, en daar was ek saam met 60 druggies gewees. As ek praat van druggies, ek was erger as 'n druggie, want ek het psigiatriese middels en alkohol. Nou dis so goed, jy's op cocaine en overdrive, as jy die klomp goed saam gebruik. Ek het een van my pilletjies vir een van die ouens gegee wat heroin gebruik, dan gaan hy op 'n trip. Jy weet hoe sterk is die goed gewees. En daar het ek gesien hoe die Here jong seuns genees. Maar al wat ek wil sê is, daar het die Here my aangeraak. Daar het die Here my vir die eerste keer van alkohol verlos. En van alle psigiatriese medikasie. Dit het 8 maande geval. En my bakkie was klaar gepak vir my gewees. En ek sou by die huis gekom het, as ek uitgekom het. Eintlik moes ek 'n jaar daar gebly, maar ek het hulle gesê, ek is nie 'n heroin addict nie. Ek is 'n alkoholist, ek is die enigste alkoholist gewees. En my vrou het gesê, hoor jy moenie worry nie. As jy by die huis kom, jou bakkie is klaar gepak. Ek gaan jou sleuteltjies vir jou gee, en dan staat jy hom, en dan sleep jy. Ek wil jou in my lewe nooit weer sien. En sy het, soos wat ek gebid het, in Kersdae het ek gebid, dit is ongelooflik, jy word 6 uur in die oggend met Jesus Culture in jou ore inwakker, hierdie groot speakers, en jy doen die hele dag Bybelstudie, en jy spandeer net tyd met God vir 8 maande, van die oggend tot die aand. Jy kry miskien so 2 ure kans om te gaan werk in die tuin. Dit is net so trappie op van die tronk. Dit is 'n wonderlike plek, hoor. Dit is 'n wonderlike plek, omdat ek wil sê, dit het my gesond gemaak, en dit het baie ander mense gesond gemaak. En toe ek by die huis kom, toe sê ek vir ek by die baas my bakkie se sleutels, wat ek op pad vat. Toe sê sy vir my, nee, ek is lief vir jou. Waar gaan jy nou heen? Waar gaan jy op uit? Ek is lief vir jou, jy gaan nergens heen. So ek wil net vanmôre vir my vrou sê, baie dankie. God het my 'n engel gegee. Ek het my vrou gegee. En ek glo baie van hierdie goed wat gebeur het deur haar gebeur. Deur haar gebeur. Hulle sê 'n vrou se gebed, 'n ma se gebed, is baie keer
baie sterker as wat ons mans ooit kan dink. Om te dink. So al die eer en deerlikheid vir my wonderbare vrou. Hier ons was laas jaar 50 jaar getroud gewees. En ek hoop ek gaan ons nog lank spaar hier op Christiana, dat ons lewe regtig kan geniet en dat ek kan opmaak vir alles wat ek droom gemaak het. Beloof. Ek traai al vir 'n paar jaar. En ek is 15 jaar by die way. Ek is 15 jaar September maand skoon, prys die Here. Enige mense, ek dan wil ek nog baie vinnig maak. Pastoor, hoeveel tyd het ek oor? Ekskuus, ek het my horlosie verkeerd. Dis 40 minute. Dis nou al 40 minute. Is ek al 40 minute? Kan ek nog gou die hartstorie vertel? Ja. Okay, so ek het die Here het my fantastiese werk gegee waar ek vir 13 jaar myself regtig waar kon uitleef. Die eerste keer in my lewe het ek 'n werk so geniet dat ek al 4 uur in die oggend by die werk was. Ek kon nie wag om by die werk. En ek het op stadium 'n groot projek by die huis gedoen en dit was maar baie stresvol geweest en ek het laat die middag ons was buitekant besig, 11 uur was ons by geweest en ek het gevoel of iemand my bros klop dat hy so sit, jy weet, en ek kyk ek nou so skeel, ek vryf my oë, sit weer my bril op, maar ek is skeel en ek is deur mekaar en ek is op boontoe op daai stadium dat ek nog gerook op. Ek kon nooit ek kon dit nooit oorwin nie. Ek het nooit regtig waar probeer om dit te oorwin nie. En maar in elk geval, ek is op boontoe en ek sê vir miskien is dit net my suiker en ek het glas koud gedrink, sigaret gerook. Dit het weggegaan die volgende dag weer dieselfde, en die volgende dag, die dag daarna, word my regterarm heeltemal. Ek voel dit tot aan nou so arm is wat hier. En toe is ek vanaf dokter toe en ek is in die noodeenhede in en dis toetse op toetse en daar is omtrent iets wat hulle nie gedoen het met die enige skerms en goed wat die aankom dink het hulle gedoen in monitors op my brein gesit en alles. In elk geval te kry hulle 'n verblokking in die carotid ader. Dis een van jou nekslagare. So hy was so 75% gestop gewees. En toe sê die dokter vir my nie die kardioloog ek kan nou nie onthou wat is die ander ou se wat is sy benaming gewees nie, maar in elk geval hy het vir my gesê as ons nie hierdie aard oopmaak nie, is jou kanse goed. Jy was gelukkig gewees, jy het net 'n ligte beroerte gehad. En dit moet ek ook net doen. In die scans was daar geen teken van 'n beroerte gewees. Maar hulle het gesê ek het wel 'n beroerte gehad. Want die simptome het dit vertel. En dis hy as ons nie hierdie aard oopmaak nie, dan is die kans dat jy 'n volle beroerte binne 2 of 3 maande gaan kry, of binne 4 maande gaan kry is baie goed. En hierdie keer, daai keer, dan die volgende keer is jy dalk nie so gelukkig. So daar het ek 'n waarskuwingslig gekry. Ek is in, ek het 'n carotid endarterectomy gehad, waar hulle letterlik hierdie aar oopgesny het, die stuk plak uitgehaal, het so groot soos my pinkie gewees. Jy kon omtrent net 'n naald deur hom gedruk het. En glo dit as jy wil, hulle sit 'n beesaar daar. So as julle nou volgende keer snaakse geluide daar in daai stoel uithoor, dan weet jy maar weer 'n roei wat so 'n bietjie eers moet nou hier. Ja. Die beeste. So weer eens het die Here vir my gewaarsku. Hy het vir my gesê, kyk na jou lewe, los daai twak. En ek gaan dit sommer nou net op die einde van my getuienis hier sê. Ek wil vanmôre vra, as jy enige iemand in die gehoor is, of iemand wat jy ken, 'n familielid, maak nie saak. As daai persoon rook, asseblief, ek sal mooi, kry hom laat hy ophou. Stuur hom na my toe. Met die grootste liefde, ek maak 'n uitnodiging vanmôre. Ons sal vir hom bid, ek sal vir hom help. Daar is maniere om dit te doen. Dit is eintlik baie maklik. Want ek het altyd gedink, rook tas jou longe aan. Meneer, ek beloof vir julle, dit is
die skade wat die chemikalieë in die tabak aan die are doen, is 10 keer erger as wat dit aan die longe doen. En dit is hoekom ek met verkalkte are gesit. Ok, lang storie kort, daarvan sê ek vir die kardioloog, hoorie, as hierdie are nou geblok was, hoe lyk die are om my hart? Hy sê vir my, nee meneer, ons dink die kanse is goed, jy het verblokkings in jou hart se are ook. En ek het geen simptome gehad nie, ek was nooit kort asem gewees of enige iets nie. En hy sê vir my, okay, as jy nou gesond is van hierdie operasie, kom jy gou in, dan doen ons vinnig 'n stres EKG op jou. Ek dop die stres EKG met lof. Hy sê vir my, jy het verstopte are om jou hart. Ek sê, want ek kan dink, ek is nou al weer 'n hele paar goeders gegaan in my lewe in. En ek het nou nie lus vir nog 'n operasie nie. En hy sê toe maar ons gaan 'n angiogram doen en dan gaan ons kyk. Ons gaan 'n angiogram doen en dan gaan ons kyk. Waar is die verstopping? Dan sit ons sommer vir jou 'n stent in en dan sien sommer dieselfde dag breek. Toe hy angiogram doen, sal hulle sien al die are aan die linkerkant van my hart is heeltemal verkalk. As dit nie was dat ek maratonne en ultramaratonne goed in my lewe gehardloop het nie, wat die regterkantste are ontwikkel het om vir die linkerkant van die hart bloed te gee, dan sou ek dit nie teen een al lankal nie gemaak het. En toe sê hy vir my, die regterkantste are lyk soos niks. En sê so, daar is rarig niks wat ek vir jou kan doen nie. Ek kan nie stents insit nie. Party van die stents sou so lank moes gewees het. Party van hulle was op virke gewees. Hy sê, daar is net een uitweg, dis 'n triple bypass. En nou kan ek regtig vandag spring. Ek het die triple bypass gehad, ek wou dit nie gehad en gesê, Here, asseblief dat hierdie beker net by my verbygaan. Maar hy het my gesê, as jy nie kom nie, jou kans is 80% dat jy weer eens binne die volgende paar maande. By the way, hulle het opgetel op die angiogram, ek het reeds 'n ligte hartaanval gehad. En ek het toevallig daarvan geweet, maar ek het nie gedink dis 'n hartaanval. So ek het daai ligte hartaanval oorleef, ek het die beroerte oorleef en toe het hulle die hartomleiding gedoen en dit was 'n reuse sukses, ek het uitgekom en tipies soos ek nou maar is, ek kan nie stil sit nie en ek het begin beweeg en begin werk en te kere plante opgetel en teen lere goed opgeklim 2-3 maande na die operasie. Toe kry ek 'n verskriklike pyn in my skouer en toe gaan ek dokter toe en ek sê van, hier is iets fout, ek het seker nou maar net 'n spier geskeur of so. En hy het klomp toetse en goeders gedoen en toe kom hulle agter die hartensieme is baie verhoog. En toe sy terug na die kardioloog toe sê hy vir my, een van die 3 are wat hulle oorgeplant het of gekollaps of hy het in spasma gegaan. En hy gee toe vir my sulke al ander kwalities. Hy sê, as dit nou weer gebeur, dan drink jy hom en jy jaag hospitaal toe. En dankie Vader, dit het nooit weer gebeur nie, want dit het maar hier in my agterkop gesit. En toe nou April maand, die 15de April, wat almal weet. Toe sy Bloemfontein toe vir my opvolg, omdat ek nie meer Johannesburg toe wou gaan nie, het ek gereël dat ek 'n ander kardioloog in Bloemfontein gaan sien. En toe dop ek weer my stres EKG. Ek sê vir daar's 'n groot afwyking, ons gaan moet kyk. En toe moes hy weer 'n angiogram doen. En toe sê hy vir my, die boonste 2 are wat hulle oorgeplant het, die een wat hier uit die skouer uitkom, hy is oop en hy werk, en die ander ene, ek dink dis die een wat hulle uit sy arm uitgehaal het, wat hier oorkom, hy werk, maar die onderste een wat uit die been uitgekom het, hy is heeltemal afgeloop. So, en toe sê die ou vir my, have you got guardian angels? Toe sê ek van, yes, I have. Hy sê, want jy moet eintlik nou nie voor my sit het, want dit was eintlik die vorige kardioloog wat dit vir my gesê. Maar hy het my gesê, jy moet eintlik nie voor my sit het, met die ensiemtelling wat so hoog was. Dit was 'n full-blown hartaanval gewees, wat ek nie eens geweet het dit gehad het. Behalwe natuurlik die pyn in die goed. Maar ek kon net so wel, soos ander ouens nie daar opgestaan het, en nog 'n kans gekry het. En ja,
Gelukkig het die kardioloog my gesê, hoor hierso, die ander 2 are funksioneer goed, jy lyk goed, jou hart kry genoeg bloed, jy het nog so 62% van jou hartfunksie oor. Normaal vir jou ouderdom is tussen 50 en 70, dit bedoel ek by 62 is nader aan 70, so ek is volwaar. En toe sê hy vir my, I'll see you in 5 years. Ek wil net vanaf bynoem, die ander, die cardiothoraciese surgeon wat my hart omleiding gedoen het, het my sê, we guarantee you 20 years. Jy gaan van iets anders dood van, jy gaan nie van jou hart dood. En daar is ek 3 maande na die operasie amper dood, as gevolg van die operasie wat hulle gedoen. So, as 'n dokter vir jou sê, jy het net weer 3 maande oor om te lewe, moet hom nie glo nie. Praat met die Here en hoor wat sê die Here. En hulle het nou vir my in Bloemfontein gesê, I think you will be okay for the next 5 years. Ek sien my lewe oor 5 jaar. Ek dink nie hy wil gesê, as jy dit dalk maak nie, maar ek het nuus vir. Ek gaan 80 word as dit die Here se wil is. Amen. Ek kan môre neerval as dit die Here se wil is, maar ek kan nog 80 jaar oud word as dit die Here se wil is. En mense, dit is basies, ekskuus, ek het 'n bietjie rondgespring. Ek het die rookding genoem, ek het die drankding genoem. Ek wil net bysê, asseblief, as daar iemand is wat familielede het, enige iemand wat alkoholiste is, wat probleme met welhapse goed het, kry my nommer by pastoor, ek wil graag help. Ek sê julle in kontak met die regte mense sit, asseblief, moenie skaam wees nie. Dit is die grootste stap in verslawing, is om te sê, wie wat, ek het hulp nodig. En om dan uit te reik en te sê, okay, en ek is bereid, ek wil uit hierdie ding uitkom. En so ek is heeltemal bereid om daarmee te help. Dit is die minste wat ek die Here kan teruggee, of vir die samelewing kan teruggee, tot wat hy vir my gedoen het. So ek wil net weer net sê, pastore, baie dankie vir die geleentheid. Ja, maar ek wil nie Here skaaphouders soos pastoor altyd sê, het nou gepraat vanmôre nie. Maar dit help ook nie 'n ouetjie 'n halwe getuienis. En ek wil net afsluit weer eens te sê, prys die Here, want hy is goed. Sy goedheid hier tot in alle ewigheid. Amen. Alle eer, alle lof en alle heerlikheid kom toe aan ons grootte en almagtige God. Amen. Amen en amen. Daar sê